Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons rink. Ek wil graag vandag 'n bietjie gesels oor 'n term wat jy seker baie al gehoor het. Die term is gaslighting. Dit was in 2022 een van die woorde van die jaar en word vandag nogal miskien ongelukkig 'n bietjie misbruik. Maar ek wil graag net so 'n bietjie daaroor gesels. Dis 'n woord wat in 1938 in 'n opvoering met die naam van Angel Street vir die eerste maal gebruik is. Die opvoering is 'n paar jaar daarna in die film Gaslight omskep. En in hierdie rolprent of in hierdie opvoering gaan dit oor 'n man wat probeer om sy vrou te oortuig dat sy besig is om dit te verloor en so van haar te steel. Wat die man dan doen is hy peter met die gasbeligting en as die vrou dan die flikkering bespeer, maak hy dit af as versinsel. En dis waar die hele term gaslighting eintlik sou ontstaan gehad het. Ek gaan vir jou net hierdie definisie lees, dis in Engels, maar dit beskryf dit baie mooi. Gaslighting involves two parts. The gaslighter who persistently puts forth a false narrative in order to manipulate, and the gaslighted who struggles to maintain their individual autonomy. Dis, so ek sê, 'n woord wat baie in ons tyd misbruik word en baie keer as gebruik word in konteks van 'n konflik en waar my maat my nie verstaan nie of die ander party my nie verstaan nie. Maar daar is iets veel meer intenser in gaslighting per se, en dit is dat een van die partye gewoonlik heeltyd moet luister en eie perspektief moet evalueer, aangesien hulle eie mening as irrasioneel en disfunksioneel deur die ander beskryf. Daar is die heeltyd ook amper so 'n bietjie van 'n blaamverskywing en hoe durf jy eintlik dan nou my perspektief of my narratief bevraagteken? Die ander party voel dan die heeltyd eintlik skuldig en begin wonder oor hulle eie identiteit. Jou mening word so afgemaak en doodgepraat en jy begin twyfel aan jou eie realiteit en waarheid. Jy word eintlik geen ruimte gegee en spasie gegee om te verskil nie. En hierdie konstante amper afbreek van jou stelling of jou siening lei dan, soos ek sê, aan dit kom dan daarop neer dat jy baie onseker oor jou eie identiteit voel. Nou, die enigste manier om dit werklik teen te staan, eintlik is maar om daar bly baie min van jou oor na die tyd, is om baie naby aan die Here te bly en hierdie oordonderende stem in my kop kan ek net, as ek naby aan die Here bly en werklik luister aan wat is die waarheid wat hy oor my uitspreek, en sy waarheid bly, jy is my geliefde kind. Maar daarmee saam ook werklik te bid vir onderskeiding, wat is waar? Want hier is hierdie leuen wat jy die hele tyd mee gekonfronteer. Maar om daardie onderskeidingsvermoë te hê en te bly in die waarheid. En soos ek sê, die waarheid is dat jy 'n geliefde kind van God is, dat jy wel ook 'n standpunt het, dat jy mag ook verskil en dat 'n ou in liefde die waarheid spreek. Jy kan hierdie gedeelte weer op my Facebook bladsy gaan lees, Eugene Kemp Benaki Shrink. Kan vir my skryf by eugenekemp@me.com.